Yes. The blood, the grace, faithfulness, the mercies of God. Ek is dankbaar vir Vrou Myn wat terug is van Pretoria. Sy het haar mamma het sy gaan versorg. En ons bid vir haar. Haar ma's is maar baie swak op die oomblik. Ek wil met jy praat vanoggend oor klaagliedere. Het jy al gehoor van die grafsteensangers? So 'n groep in Suid-Afrika, hulle sing regtig weet jy dieselfde staart hoor. Hulle is regtig grafsteensangers, is 'n treurige storie hoor. Wie van julle al gehoor van die grafsteensangers? OK. Nou dis amper wat die boek Klaagliedere is. Klaagliedere gaan jy in jou Bybel vind. Dit is langs 'n baie groot boek met die naam van Jeremia. En hierdie boek Klaagliedere is deur die profeet Jeremia geskrywe. En ons gaan kyk na eintlik een van die mees bekendste gedeeltes in die Bybel en ons vind dit in hierdie treurige boek van Klaagliedere. En dis 'n skrif wat ons elke uur, elke dag, elke minuut kan vat vir onsself. Profeet Jeremia, God het hom opgewek in 'n tyd waar Israel verval het van die Here, weggehardloop het agteraan 'n gode aan. Die Here kom en vir 70 jaar bring die Here Israel in ballingskap aan die Babiloniërs en hulle word vasgevang en weggevoer en Jeremia is 'n getuie van hoe hulle in Jerusalem inkom en Jerusalem beleer en die mense daar uit in gevangenis uitbring en die mense in slawerny ingaan en die verval van die nasie. Hy sien dit voor hom elke dag uitspeel. Die nasie van Israel was besig om uit te sterf onder ballingskap in hierdie 70 jaar. Hulle nasie is verwoes, hulle tradisies is daarmee heen. En dit het gelyk op 'n stadium vir Israel asof hulle absoluut alle hoop verloor het om ooit weer 'n nasie te wees. En so in daai kondisies gee Jeremia vir ons 'n klaaglied. En die klaagliedere is definitief vir die swakkes van hart, vir die swakkes van hart, want dit is gevul met trane, dit is gevul met huil, dit is gevul met rou, dit is gevul met hartseer, dit is gevul met weeklaag. Maar dit is in die Bybel. En God het daar vir 'n rede ingesit. En soos Job is hierdie boek gevul met 'n man van God wat in hierdie tye woon en dit self ervaar. Hy word nie vrygespring daarvan omdat hy 'n man van God is nie. Maar reg in die middel van hierdie boek kry ons hierdie juweel, kry ons in hierdie middel van hierdie woestyn van 'n boek, kry ons hierdie oase wat ons vandag oor gaan gesels. In die middel van die mees depressiefste oomblik van Israel, is daar 'n oase, is daar 'n belofte van God wat vorentoe na ons toe spring. Kom ons lees dit. Klaagliedere 3 vers 21. Hier sê Jeremia, dit sal ek ter harte neem. Daarop sal ek hoop. Dit is die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie. Want sy barmhartighede het geen einde nie. Wie van die kan amen sê daarop? Hulle is nuut. Elke môre nuut. U trou is groot. Die Here is my deel, sê my siel. Kyk hoe praat hy met sy siel. Die Here is my deel, sê my siel. Daarom sal ek op hom hoop. Goed is die Here
vir die wat op hom hoop, vir die siel wat hom soek. En dan sê vers 26, dit is goed om in stilheid te hoop op die hulp van die Here. Die lewe is daar maar op en af. Hierdie wêreld het ons mislukkings en het ons oorwinnings. Ons het vreugde en ons het hartseer. Maar een ding wat konstant bly, is God se genade. It's God's grace. Inteendeel, God se genade, sê die Bybel, is nuut elke oggend. 'n nuwe begin elke dag. 'n nuwe geleentheid om genade en liefde en sy getrouheid te ontvang. En dit maak nie saak wat gister gebeur het nie. God se genade sal vandag nuut wees in jou lewe. Dis nuut want elke oggend, dis nie tweedehands nie. God se genade word nie oorgedra van die vorige dag nie. Dit is in sy volheid beskikbaar elke oggend. Tel agtergekom dat ons menslike geduld, ons menslike genade raak op met mekaar. Maar God se genade raak nie op vir jou nie. Dis ewigdurend, sê die skrif. Hy noem dit nuwe genade. Want die vorige dag hou God nie teen ons nie. Dit wat in die verlede gebeur, wanneer ons na hom toe kom en vergifnis en sy genade vir dit vra, dan gee hy dit vir ons as 'n nuwe begin. Dis nie tweedehands nie, dis eerstehands beskikbaar. Psalm 103 vers 12 sê, inteendeel, hy sê, so ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. En ek wil vir julle sê, die vyand wil jou veroordeel en hy wil jou in wat gister gebeur het, wil hy jou in vashou. En dit wat in die verlede gebeur het, bring hy oor na elke dag toe. En hy vermeerder jou veroordeling, hy vermeerder jou angs, hy vermeerder jou seer wat jy het in jou lewe. Hy bou dit op, maar dank die Here dat elke môre is daar genade beskikbaar. Die vyand wil hê jy moet let op jou verlede, maar genade let op jou toekoms. Genade let op jou toekoms. Genade spreek van ek lewe in geloof en nie in skuldgevoel nie. So ons kan nie stil staan by gister se foute nie. Omhels vandag, want vandag het genade. En beweeg vorentoe in geloof. Moenie agtertoe beweeg in skuld nie. Beweeg vorentoe in genade. Kan ek 'n amen kry? Die groot vraag in hierdie klaaglied van Jeremia, is dit, die klaagliedere spreek regtig van die hartseer wat almal in hierdie wêreld ervaar. En ons ervaar dit in die vraag hoekom. Klaagliedere beteken eintlik in Hebreëus hoe. As die Hebreëse woord vir dit is hoe, of die woord is kwava. Hoe. Hele klaagliedere word hierdie vraag hoe gevra. Sê dit in hoofstuk 2 vers 1. Sê, ag, hoe het die Here in sy toorn die dogter van Sion met wolke oortrek? Hoe gebeur dit? En dit is die vraag wat ons elke dag vra en mee worstel, is hoekom? Hoekom gebeur dit? Maar Jeremia sê, nie hoekom nie, hy sê hoe. Kwava, klaagliedere beteken hoe, en daar is 'n verskil.
hoe kon dit met my gebeur? Hoe het ek hier gekom? Hoe gaan ek deur hierdie situasie in my lewe kom? Hoe gaan ek dit ooit maak? Nie hoekom nie, hoe? Dis klaagliedere oor. En ek wil vir julle sê, as 'n pastoor, ek van my praat nou al volgende toe sien natuur, as 'n pastoor van 38 jaar al in voltydse bediening. Het ek al baie keer hierdie vraag saam met mense gevra en saam met hulle deur dit geworstel. Hoe? Hoe het dit gebeur dat ek so siek geword het? Hoe het dit gebeur dat ek my ma verloor het? Hoe het dit gebeur dat ek my pa verloor? Hoe het dit gebeur dat ek my geld verloor het? Hoe het dit gebeur dat ek my gesondheid verloor het? Hoe het dit gebeur dat ek my huwelik verloor het? Hoe is ek so siek? By begrafnisse, hoe is dit dat ek my geliefde verloor het? Hoe is dit moontlik dat my vrou of my man weg is? Hoe? En Jeremia is as gevolg van hierdie hoe-vraag, is hy ongelooflik depressief. En hy's in 'n hopelose situasie. En hy huil, en hy sit dit op skrif. En hy het gesê, my oë is oorstroom met trane soos 'n rivier. Hy's besig om te klaag. Hy klaag. Dis 'n woord wat ons nie vandag baie hoor nie, in ons woordeskat nie. Hy klaag. Maar het u die rol van treur in jou eie wandel met God al oorweeg? In jou eie gebedslewe? Ons dink aan ons wandel met God, is tye van lofprysing en waar ons petisie bring aan God en ons vra vir hom en dat ons lewe voor hom lê en uitspreek. Maar 'n deel van ons gebedslewe is om ons pyn voor die Here uit te stort. God wil hê dat ons so eerlik met hom moet wees en oop met hom moet wees, dat wanneer ons seer het, en ons huil, en ons in trane is, dat ons na hom toe kom, in dit, met dit, in ons pyn en ons angs, en ons nood, en dit voor hom bring. En wanneer ons met 'n klaaglied voor die Here kom, soos Jeremia, die groot profeet gedoen het, sluit dit ons woede in, dit sluit ons depressie in, dit sluit ons moedeloosheid in, en ons hartseer sluit dit in. En wanneer ons dit doen, vind ons altyd 'n sorgsame en 'n deernisvolle Vader. Amen. 'n getroue Vader wat diep vir ons omgee, en wie se krag en in wie se arms altyd opgehou word vir ons. Klaagliedere, dis nie net kerm en kla nie, dit is die opregte begeerte van 'n gelowige om na die betroubaarheid van God uit te roep, om op hom te steun. Jesus self het voor die Vader, net daar in die tuin van Getsemane, daar waar die olyfbome so staan, het Jesus self begin bid, en hy het in ongelooflike angs ingegaan, maar hy het voor God, het hy sy angs gebring, net voor hy gearresteer is. In Lukas 19 vers 41, en toe hy naby kom, en die stad sien, dis na Jerusalem, het hy daaroor geween, en gesê, as jy tog maar geweet het, ja ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede sal dien, maar nou is dit vir jou oë bedek, omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, het jy nie opgemerk nie. En Jesus is in rou, en hy stort dit uit vir die Vader, hy betreur die oordeel wat oor Jerusalem gaan kom.
die stad, die mense wat hy so lief het. En hy weer klaag by God. En dit word in sy gebed, by sy gebed ingesluit. En ons vind wanneer ons hartseer voor die Here bring, dat ons ook nader aan God getrek word. Amen. Petrus maak hierdie punt in 1 Petrus 5, hy sê, verneder julle onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al jou bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Werp dit op hom. So daar's 'n klaaglied. Ek hou daarvan om liedjies te sing soos volgende wat deklarasies is en wat die naam van die Here groot maak. Maar dan hou ek ook daarvan om ons versoeke voor die Here te sing en dit te bring. Maar daar's 'n tyd en 'n plek in ons lewens vir klaagliedere. Kan ek 'n amen kry? Ja, daar's tyd vir al die ander, maar daar's 'n tyd vir klaagliedere. In die middel van hierdie klaaglied kom hierdie fantastiese boodskap na ons toe. Inteendeel, dis 'n vermaaning, hierdie gedeelte. 'n Vermaaning kom na hom toe in die middel van sy weeklaag. Luister wat sê hy. Klaagliedere 3:21. Dit sal ek ter harte neem, terwyl hy treur, terwyl hy bid, terwyl hy huil. Sê hy, dit sal ek ter harte neem, daarop sal ek hoop. Dit is die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie. Hy sê, waarop sal ek let, terwyl ek huil, terwyl ek tree, waarop sal ek let? Ek sal let op die goedertierenhede van die Here. Dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartigheid het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut, u trou is groot. Het jy ooit in tye van depressie en weeklaag in jou lewe jouself aan die nek gegryp en jou gedagtes geforseer in die regte rigting? Dis presies wat Jeremia doen. Hy sê, hierop sal ek hoop. Ek sal my gedagtes forceer na die goedertierenhede van die Here. Hulle is nuut elke môre in die middel van hierdie lied. En dis wat met Jeremia gebeur het. Ten spyte van die omstandighede en Jerusalem se verval rondom hom, die dood en die wanhoop en die depressie, sê hy, dit sal ek ter harte neem. Hierop sal ek hoop. Dit is die goedertierenhede van die Here. Ek het hoop. Hoop is 'n vaste vertroue dat ons lewens in God se hand is. Dis die sekerheid, die vertroue dat hy ons lewe in sy hand hou. En selfs al is jy moedeloos en hopeloos vandag en jy voel so, en jy voel hopeloos, ek bedoel, reg deur die wêreld is daar mense wat met selfmoord in hulle lewens oorweeg, oor die gevoel wat hulle op die oomblik ervaar. En mense gee op. Donker dae is vir soveel mense. Maar as 'n volgeling van Jesus Christus, moet jy in jou treurigheid, moet jy jouself forceer om op te let op die goedertierenhede van die Here. Amen. Hierin sal ek hoop. Jou verstand, jouself aan die nek te gryp en te forceer om te glo in die goedertierenheid van God. In die naam van Jesus moet jy nie waag om op te hou om te hoop nie. Op te hou om te hoop nie. Want God is nie klaar met jou nie. Jeremia, daai selfde profeet, sê ook die volgende. Jeremia 29, hy sê, want ek weet wat gedagtes u aangaande my koester. Ek weet.
gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om 'n hoopvolle toekoms te gee. En wat is hierdie hoop wat ons moet hê? Luister, hoop lewe in die beloftes van God. Waar kry ek hoop? In my omstandighede? Nee. Hoop vind jy in die beloftes van God. Hoop is die suurstof vir die siel. Jy kan nie sonder suurstof lewe nie en jy kan nie sonder hoop lewe nie. En waar vind ons hoop? Ons vind dit in God se beloftes. En dis om op God te vertrou en God te glo. Dis om die feite te glo van sy beloftes en nie die feite van my gevoel wat ek ervaar nie. Luister jy, dis om die feite van sy beloftes te glo, nie die feite van die gevoel in my lewe nie. Dis om te glo wat God sê, nie wat die duiwel jou laat voel nie. Nie wat jy self voel nie. Dis om te kom met jou gedagtes op die beloftes van die Here. En wanneer ons herfokus en onsself bekeer en ons gedagtes gevange neem, soos die woord sê, in gehoorsaamheid aan die woord van God, dan vind ons dat ons 'n getroue God elke keer vind. Want hy is waarlik, hy is die God van hoop. Hy is die God van hoop. Romeine 15 sê, en mag die God van die hoop julle vervul met blydskap en vrede deur geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop. 2 Korintiërs 1 sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferming en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos is. Ja. God is getrou. Hy is deernisvol. En sy genade is nuut elke oggend. Met elke nuwe oggend kom daar nuwe genade. En ons het hierdie belofte dat sy genade sal nuut wees in die oggend. En is dit nie so dat sorrow may last for the night, but joy comes in the morning. Grace comes in the morning. Het jy dit geweet, vir elke stryd wat jy veg, vir elke las wat jy dra, vir elke probleem wat jy in die gesig staar, is daar 'n belofte van God om daardeur te kom. En die beloftes van God is ja en amen in Christus Jesus. Luister, jy kan deurdruk. Jy kan volhard. Jy kan vashou as jy vashou aan die goedertierenhede en die hoop wat daar in die beloftes van God is. So hier is die waarheid. God bly getrou. He will be faithful now, he will be faithful tomorrow. Deuteronomium 7 vers 9 sê, jy moet dan weet dat die Here jou God is. Die getroue God wat die verbond en die goedertierenhede hou vir die wat hom liefhet en sy gebooie onderhou, 1000 geslagte. Hy sê, jy moet dan weet. Jy sien, ons leef nie volgens wat ons voel nie, ons lewe volgens wat ons weet. Ons lewe nie volgens wat ons voel nie. Weet dan dat die Here jou God
die God is. En na al hierdie geslagte, na al hierdie 1000 generasies, vind mense wat na hom toe gaan, nog elke môre nuwe genade. Nuwe goedheid in die Here. God is steeds getrou. Die God is getrou aan my. Hy is so getrou en elke belofte wat hy vir ons in sy woord gee, is onwrikbaar, onbeweeglik, onbreekbaar, onfeilbaar. Omdat hy 'n verbond gesluit het. En dan het hy met 'n verbond het hy ons 'n belofte gegee. En wanneer God iets beloof, dan is sy karakter op die spel. God kan nie lieg nie. En wanneer God 'n belofte aan ons maak, kan ons daarop staat maak dat hy met elke belofte sal deurmaak. Wanneer ons sê God is getrou, dan praat ons van sy integriteit. Ons praat oor die karakter van God wat nie gaan verander nie. Ons praat van sy onfeilbaarheid. Ons praat van sy betroubaarheid. En sy beloftes is as gevolg van hierdie aanhoudende liefde wat hy vir ons het. Sy krag wat beskikbaar is. En God is iemand wat sê wat hy doen. Sy liefde, sy genade is betroubaar, dis getrou en die Bybel sê dit is ewigdurend. Everlasting. Ek het daar agtergekom, God sal niks in die lewe toelaat wat nie deur sy liefde gemotiveer word nie. Luister nou. God laat niks toe in jou lewe wat nie eers deur sy liefde vir jou gemotiveer word nie. En wanneer jy huil soos Jeremia en treur soos Jeremia en wonder hoe op aarde gaan ek hier deurkom? Hoe? Onthou hoop. Onthou die beloftes. Onthou die getrouheid van God. Onthou jou hoop is op Jesus Christus en op niemand anders in hierdie lewe nie. 1 Korintiërs 10 vers 13 sê, want wanneer ons versoek word, God is getrou en regverdig en sal nie toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie. Maar saam met die versoeking sal hy ook die uitkoms gee, sodat ons dit sal kan verdra. En wanneer ons die getrouheid van God besef en dit onthou en ons gedagtes terwyl ons treur in ons mismoedigheid, as ons by die nek vat, ons gedagtes fokus na sy getrouheid toe, dan vind ons altyd 'n deernisvolle, 'n liefdevolle Vader. Ons kan met hoop lewe. I don't know what the future holds, but I know who holds the future. Amen. Sy deernis is vir ewig, sy liefde is vir ewig vir jou, dis onbeperk. En wanneer jy jou gedagtes uit die as van treurigheid uitlig, gooi jy die vensters van God se hoop oop. Word jy versterk met helder hoop vir môre en met nuwe genade wat beskikbaar is. Great is thy faithfulness. Free audio post-production by alphonic.com.